Baie dankie, dit is so lekker om so die Here te verheerlik en te sing oor die opstanding van Jesus. Iemand het nou die dag ook gesê dat die opstanding van Jesus beteken juis vir ons, alles gaan oukei wees. En met daardie sekerheid ook kan ons oë toemaak en het ons die voorreg om saam te bid. Here Jesus, dit is so groot voorreg om vanoggend hier in hierdie erediens te wees en net u teenwoordigheid te beleef. Ons het juis vanoggend opgestaan met 'n verwagting, 'n afwagting, dat u met elkeen van ons sal praat, dat u vir ons iets sal gee, dit wat ons nodig het, en u ken ons beter as wat ons onsself ken. En daarom, Here, maak ons onsself oop, ons is ontvanklik, ons harte is gereed om te ontvang dit wat u vir ons wil gee. Amen. Ons is nog steeds besig in Paastyd. En juis in Paastyd word ons herinner dat die opstanding van Jesus ongelooflike betekenis het vir ons alledaagse lewens. Op die bord net Ronald Rolheiser wat skryf: "The resurrection is not just a question of one day after death, but a lifelong journey in which we are being resurrected every day." Nou wanneer ons die voorreg het om in die evangelies rond te blaai, dan sien ons dat die evangelieskrywers skryf eintlik deur die lens van die opstanding van Jesus. Met ander woorde, hulle praat met ons oor Jesus se geboorte, sy lewe, sy lyding, sy dood aan die kruis, deur die lens van die opstanding. Hoekom is dit eintlik vir ons regtig belangrik? Want juis wanneer ons kyk deur die lens van die opstanding van Jesus, dan help dit vir ons om iets weer te ontdek van wat dit beteken om in 'n diep lewe daagliks saam met Jesus te lewe. En op die ou einde help dit ons ook deur hierdie lens van die opstanding van Jesus om 'n getransformeerde lewe te leef. 'n Lewe wat al meer en meer verander word deur die Gees, sy werk in ons en deur ons, sodat ons die beeld van Christus sigbaar kan maak teenoor alle mense. En dis tog ons gemeente se roeping en ons identiteit. Daarom roep ons mekaar gereeld op: skyn Jesus se lig. Dis hoekom ons ook hier is. Laat Jesus se lig in en deur ons skyn. Nou in die sentrum, in die middel van 'n getransformeerde lewe, daagliks saam met Jesus, in die middel daarvan staan blydskap. Daar staan joy in Engels, of vreugde. Dit gaan eintlik oor 'n lewe van blydskap. En daarom op die bord ons tema vanoggend vir die boodskap, 'n temaatjie wat jy kan saamvat om jou net 'n bietjie te herinner ook in die week waaroor die boodskap vanoggend gegaan het, uit die hart van die Here. Hoe vind ek blydskap wanneer die lewe swaar raak? Hoe vind ek weer blydskap wanneer die lewe maar moeilik raak? En ons teksgedeelte is Johannes 15 vanaf vers 9 tot en met vers 11. En julle het julle Bybel saamgebring en dit is so lekker om saam uit die Bybel te lees ook in 'n erediens. Johannes 15 vanaf vers 9 tot en met vers 11. En as jy die selfoon saamgebring het, is jy welkom om YouVersion daar oop te maak by 'n vertaling wat jy graag lees ook. Ek lees vir ons vanoggend uit die 83 vertaling. Vers 9, soos die Vader, sê Jesus, my liefhet, het ek julle ook lief. Groot woorde wat ek en jy vanoggend moet ontvang. Soos die Vader my liefhet, sê Jesus, het ek julle ook lief. En julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly.
Vers 11, dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees, en julle blydskap volkome kan wees. En kom ons neem vanoggend vers 11 as ons kernversie op die bord. Dit sê ek vir julle, dit wat ek alles vir julle gesê het, sodat my blydskap in julle kan wees, en julle blydskap volkome kan wees. Jesus sê, hierdie goed, hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat my blydskap in julle kan wees, en sodat julle blydskap volkome kan wees. Die Griekse woordjie wat daar gebruik word, beteken eintlik letterlik, sodat julle blydskap 'n versadigingspunt kan bereik in julle lewens. Met ander woorde, sodat ons blydskap eintlik kan oorloop. Hierdie dinge sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees, en julle blydskap volkome kan wees. Op die bord net ons vraagie vanoggend, wat is hierdie blydskap van Jesus? Waaroor praat Jesus as hy praat oor sy blydskap? Wat behels dit? En as jy jou Bybel nog daar oop het, kyk saam met my, daar in vers 9 sê Jesus, hierdie blydskap van hom gaan juis daaroor dat ons sekerheid kan hê dat God my liefhet. Hierdie blydskap gaan oor dat ek verseker kan weet ek is 'n geliefde van die Here. En Jesus se liefde, weet ons, vir my en vir jou het hom gedring om die pad kruis toe te loop. En sy liefde het geseëvier toe hy vir my en vir jou aan die kruis gesterf het. En daardeur het sy dood vir ons die lewe gegee. En as jy nou terugbeweeg met jou oë vanaf vers 1 af, Johannes 15, dan sien jy daar, Jesus praat oor hierdie lewe wat hy vir ons kom gee het deur sy dood. Dis daai bekende metafoor, beeld van die wingerdstok. Jesus is die wingerdstok en ons is die lote. En dan 'n paar keer sê hy ook, maar ons moet in hom bly. Ons moet seker maak dat ons in hom bly. So ons word uitgenooi om hierdie lewe te leef in 'n diep verhouding saam met Jesus. Ons moet seker maak dat ons in hom bly. Maar dit bly vir ons 'n misterie. Dis 'n groot woord wat ons baie keer gebruik, sommer maar net in die kerk, misterie. Maar 'n misterie beteken dat ons nog nie alles weet nie. Maar 'n misterie beteken ook dat ons nie niks weet nie. Ons weet tog iets. Maar ons weet, daar is veel meer waarvan ons nog kan kennis neem. En dit is hierdie lewe in die wingerdstok. Dit bly vir ons 'n misterie. Maar dit is waaroor Jesus se blydskap gaan. Maar sy blydskap gaan ook oor mense wat ons in ons lewens het. Wat ons kan hoor by hulle en kan ervaar, maar hulle is lief vir my. En hulle is lief vir jou. Jy's vir hulle spesiaal in hulle lewens. Dit is hierdie blydskap van Jesus, dat ons in verhoudings kan leef waar liefde die oorhand het. En daarin vind ons sin en betekenis vir ons lewens. Ons vertel baie keer ons stories vir mekaar. En soms voel dit vir 'n mens dat jy verveel ander mense met jou stories. Maar jou storie is so belangrik om dit te vertel, en vertel dit maar weer vir die mense naby jou. Want deur jou storie te vertel, kan jy jou eie storie in koneksie bring met God se groter storie. En juis wanneer ons stories in verband kan bring met God se groter storie, dan vind ons lewens sin en betekenis. En dit is die blydskap van Jesus. Nou, nogal regtig belangrik om dit vir mekaar te sê ook vir mense. Vir mekaar. Jesus
was hierdie een gewees, vol blydskap. Hy was 'n persoon vol blydskap. Hy sou mos nooit vir sy volgelinge gesê het, dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees, en sodat julle blydskap volkome kan wees, as hy nie iemand was vol blydskap nie. So Jesus was vol blydskap gewees. En wat my nogal regtig aangeraak het in hierdie week in my voorbereiding, en wat eintlik vreemd is, Jesus praat hierdie woorde die aand voor sy dood. Dis op die vooraand van sy kruisiging, die aand voor sy dood, dat hy so duidelik en helder praat oor blydskap. Is dit nie vir jou ook so vreemd nie? Op die bord net so 'n bietjie verder aan sê Jesus, bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. En net verder aan praat Jesus met sy Vader op die bord en dan sê hy, maar nou kom ek na u toe. En hy sê vir hom, ek kom na u toe en ek sê dit terwyl ek nog in die wêreld is, sodat hulle my blydskap in al sy volheid in hulle kan hê. Is dit nie ook jou vraag nie? Watter soort persoon praat soveel keer oor blydskap net voor sy dood? Watter mens sou dit doen as hy nie regtig vol blydskap was nie? Daar is geen ander lewensfase, hoor mooi, geen ander lewensfase van Jesus wat deur die evangelieskrywers uitgelig word, waar Jesus oor soveel blydskap praat, as juis hier net voor sy dood nie. Lekker om nogal oor na te dink, nê? Ek dink Paulus het iets daarvan verstaan en hy het iets ook daarvan verstaan wat die implikasie is van as Jesus dan so praat oor blydskap wat hy vir ons wil gee in oorvloedigheid, dat hy daarvan 'n opdrag gemaak het. Op die bord net Paulus wat sê, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, ek sê dit weer vir julle, wees bly. Op die bord vanoggend die vraagie wat ek glo elkeen van ons besig is om te vra in ons gedagtes. Maar kan ek hierdie blydskap najag? Kan ek meer blydskap in my lewe hê? Wat kan ek regtig doen? Wat kan ek in plek kry? Wat kan ek dalk anders te doen in my lewe om meer blydskap te ervaar in my lewe? 'n Beeld wat my nogal regtig gehelp het om blydskap te verstaan en om regtig te verstaan wat ek alles in plek moet kry in my lewe om meer blydskap te hê, was die beeld van 'n skoenlapper. Ek dink die meeste van ons onthou nog toe ons klein kindertjies was en ons was op oupa se plaas. Het jy daar gehardloop, daar in die veld, agter skoenlappers aan. En dan het jy gehardloop om hulle te vang. En eers het jy agtergekom, maar jy kry nie 'n skoenlapper gevang as jy so agter hom aan hardloop nie. As jy hom najaag nie. Maar hier is die kuns van die lewe. Toe jy gaan sit het op 'n klip en jy raak so 'n bietjie rustig. Toe kom jy agter, maar daai skoenlappers wat jy so gejaag het, kom sit sommer op jou skouer. Terwyl jy nog so rustig net sit, laterand nog 'n skoenlapper en laterand nog 'n een. Skoenlappers wat net op ons kom sit as ons rustig raak en dit ook ontvang. Dis tog die kuns van die lewe. Dit is hoe blydskap werk. Nou ek weet daar is duisende, letterlik duisende boeke oor blydskap, oor vreugde. Dalk is daar miskien van hierdie blydskapboeke of How to Find New Joy in My Life op jou boekrakke. En jy moet dit lees. Dit is belangrik om dit te lees. Daar's baie boeke. En daar is ook baie video's op 'n YouTube wat jy sommer vanmiddag kan gaan kry en op die bed gaan lê en om dit te kyk.
Baie sprekers daaroor. Is eintlik 'n groot tema, die mens wat op soek is na blydskap. Lees dit en kyk ook daai video's. Want jy's in hierdie week lees ek weer so 'n paar sinnetjies raak in die boek van Lewis Smedes, wat jy's geskryf het oor joy. En dan skryf hy op 'n stadium, do not talk about joy. En nogal interessant, hy skryf dit dan juis op grond van navorsing in daardie tyd lank terug, wat gedoen is onder mense wat vreugdevol voorgekom het. Mense wat bekend was dat hulle vol blydskap gelewe het. Toe doen hulle navorsing onder hulle en hulle vra vir hierdie mense, dink net vir 'n slag, hoekom is jy so joyful? Hoekom is jy so vol blydskap? Dink 'n bietjie wat jy alles gedoen het om so bly mens te wees. En met die tyd kom hulle toe agter, toe die mense baie oor hierdie blydskap en vreugde gedink het in hulle lewens, hoe minder het hulle blydskap ervaar in hulle lewens. Daarom skryf Lewis Smedes, hy sê, do not talk about joy. You can be joyful. The important thing is not what you think about joy. The gift of joy is at your door. Take it. Take it. Blydskap klop aan jou deur. Blydskap staan voor jou deur. Jy moet net jou deur kan oopmaak vir die blydskap van die Here. Hoe doen ons dit? Hoe kan ek so 'n bietjie hande en voete gee aan hierdie uitnodiging om die blydskap van die Here te ontvang in my lewe? Net 3 woorde wat jy kan gaan doen, en dis eintlik 3 uitnodigings vir elkeen van ons. Dit is die woord kies, ontvang en leef. Kies, ontvang, leef. 3 woorde wat jy vir jouself kan saamvat in hierdie week wat voorlê, en dit is sommer ook 3 uitnodigings. Die eerste uitnodiging op die bord is, kies die blydskap van die Here. Nou as ek vanoggend sê, kies die blydskap van die Here, dan bedoel ek daarby, jy moet tog blydskap wil hê in jou lewe. Dit is iets wat jy moet begeer in jou lewe. Die bekende Naas Botha sê mos na elke keer as hy 'n wedstryd geanalyseer het op TV, dan sê hy aan die einde van die dag normaalweg, en dan sê hy, dis die span wat die oorwinning die meeste wou gehad het, wat gewen het. Hulle wat daai oorwinning die meeste wou gehad het, hulle het eintlik gewen. En daarom die uitnodiging, kies dit. As jy dit graag wil hê in jou lewe. En dalk is daai keuse waarvan ons nou praat, dalk die grootste geloofstree wat jy kan gee in jou lewe op die oomblik. Want hoor mooi, dalk sit jy vanoggend hier en jy dink dadelik by jou, maar as ek dink aan my lewe, dan het ek eintlik soveel redes om nie bly te wees nie. Dalk is jy die een wat hier sit vanoggend en by jouself dink, maar soveel goed het al skeef geloop in my lewe. Goed wat ek gewens het, moet so werk, wat nie so uitgewerk het nie. En dan is daar die mense ook in my lewe. Mense wat my seer gemaak het. Mense wat my teleurgestel het. Mense wat goed gedoen het, wat ek nie verwag het, hulle gaan doen, en dit is juist teenoor my gedoen. Dalk is jy iemand met 'n tipe temperament, of 'n tipe geaardheid, wat normaalweg die een is wat geneig is om die negatiewe te dink. Veral in 'n gesprek met ander mense, is jy die een wat so maklik skepties raak. Alles graag wil bevraagteken. Dalk is jy die een met so temperament, en wat by jouself dink, maar ek het soveel rede om juist nie bly te wees nie. Of dalk is jy net bang vir hierdie ding van blydskap, waarvan ons vanoggend praat.
Dalk het jy jouself oopgemaak en het gekies in die verlede. En telke male het dit jou teleurgestel. Iets het gebeur dat jy voel maar, dis eintlik nie vir my nie. Dalk is jy net bang vir daai kies vir 'n blydskap. Interessant nogal, wanneer die engel die koms van Jesus voorspel aan daai skaapwagters. Jesus gaan kom, dan is sy eerste woorde, moenie bang wees nie. Want hy kom, hier kom iemand, en hierdie tyding gaan vir julle groot blydskap bring. So die engel nooi ons eintlik uit, wanneer Jesus se koms aangekondig word, dat ons vrese, ons bangheid, moet plek maak vir blydskap in ons lewens. Ons met ons vrese kan oorkom deur blydskap. Maar dit is so, blydskap waarvan ons praat vanoggend, is nie blind vir swaar kry en ons pyn in die lewe nie. Maar as gevolg van Jesus se lewe en sy lyding en sy opstanding, is Jesus se blydskap baie sterker as die slegste omstandighede waarin ons kan bevind. Dit oortref alles. Daarom kan ek en jy nie wag voor dit beter gaan dalk met jou nie, of dalk dat jy minder pyne en skete sal hê, voordat jy werklik hierdie blydskap kan beleef nie. Jy kan vandag jou deur oopmaak vir die blydskap van die Here. Jy kan vandag kies vir blydskap. Nog iets vreemds waaroor ek nagedink het in hierdie week in my voorbereiding. Nog nooit het enige leraar in wie se eredienste ek gesit het, my gehelp om te verstaan dat blydskap, vreugde, is iedere deel van God se wil vir my lewe. Ek het dit regtig eers in hierdie afgelope week ontdek. Nie om vinger te wys aan ander mense wat my moes dit geleer het nie, maar net eenvoudig ek het dit nie regtig toe besef in my lewe nie. Maar hierdie week toe gaan die lig net vir my aan om net te verstaan dat blydskap is deel van God se wil vir my lewe. Op die bord Paulus se woorde: wees altyd bly, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus. Daarom, wees bly, kies elke dag vir blydskap, en jy doen dit deur die lewe te ontvang as 'n geskenk, wat jy nie verdien nie, dis 'n geskenk, die lewe. En as jy dit ontvang as 'n geskenk, dan is jy dankbaar ook vir die lewe. En dit is die blydskap van Jesus. Nommer 1 is, kies dit, vandag en elke dag. Op die bord nommer 2, ons woordjie, ontvang dit. Ontvang die blydskap van die Here. Daar het in my lewe 'n groot omwenteling plaasgevind. Die dag toe ek besef het, dat blydskap is eintlik op pad na my toe. Blydskap is nie daai skoenlappertjie wat ek moet najaag en probeer vang nie. Ek kan maar net dit ontvang. Die Here wil dit vir my gee en ek kan dit nou beleef. Dis my en jou geboortereg is blydskap. En God kon gee dit vir ons. Hy is tog die bron van blydskap. Op die bord, hulle kry min tyd om na te dink oor hulle lewe, want God maak hulle dae vol blydskap. Daarom sê Jesus, hierdie woorde het ek vir julle gesê, sodat my blydskap in julle kan wees, en julle blydskap versadigingspunt kan bereik, sodat julle kan oorloop
van blydskap. Hoeveel blydskap het Jesus gehad? As ons dit nou sou kon meet, ek weet nou nie in liters of in kilogram of waarin dit sou kon meet nie, maar as jy kon dink, hoeveel blydskap het Jesus gehad? As jou Bybel nog daar by jou het, blaai gerus saam met my na Johannes 2 toe. Ons ken dit baie goed. Dis daai bruilof in Kana. En die Jode kon partytjie hou. Hulle het sommer 'n paar dae het hulle bruilof gevier. So as ons wil regtig partytjie hou, dink ek ons moet gaan leer by die Jode, ook vandag nog. Maar ons weet by daardie bruilof het die wyn opgeraak. En ons weet wanneer die wyn opraak, is die partytjie oor. Dan kan maar jy die sleutels van die motor by jou vrou kry en jy kan die kar klim en huis toe ry. Dan is die partytjie oor, as daar nie meer wyn is nie. Maar Maria, lees ons daar, Jesus se moeder, sy was ook lief vir 'n wyntjie. En daarom sien ons lees dit, sy draai na Jesus toe. En sy sê vir Jesus, kom nou, doen iets aan die saak. En dan lees ons, Jesus vat dan al daai water en hy verander dit in wyn. Jesus sit weer, kan ek maar in Engels sê, joy, daai blydskap weer terug in die partytjie, wat eintlik oor was. Hy bring daai blydskap weer terug. En ek is werklik oortuig daarvan, vanoggend, dat Jesus wil dit vir elkeen van ons doen. Hy wil daai blydskap waar dit dalk 'n bietjie opgeraak het, waar die partytjie oorgeraak het, wil hy die blydskap weer terugsit in jou lewe. Hy wil jou water in wyn verander. Dalk is dit in jou huweliksverhouding. Dalk is dit in jou verhouding met jou kinders, met jou kleinkinders, met jou agterkleinkinders. Dalk is dit met die skoonfamilie. Dalk is dit met jou skoonma, as ek so vinnig oor julle kyk. In watter area ook in jou lewe, dalk is dit met jou finansies, dalk is dit met jou toekomsplanne. Jy wonder by jouself, waarheen is alles op pad in my lewe? Wat lê my voor vir die dag van môre? Jesus wil vandag vir jou daai blydskap terugsit. Hy wil dit meer maak. En daarom ontvang dit net. Dit staan voor jou deur. Take it, vat dit. En dan ons laaste woord is leef. Eerste een is kies. Tweede een was gewees ontvang. Die derde een is leef. Nommer 3 op die bord ons gesien, leef saam met Jesus, die Here. Die uitnodiging, leef elke dag saam met Jesus as die Here. Want wanneer jy saam met Jesus leef, dan begin hy afgee aan jou. Wanneer jy elke dag sy hand vat, dan gee sy blydskap af. Maar as jy hom volg ook, dan leer jy wat presies is 'n lewe van blydskap. Iets wat ons regtig kan help om die blydskap van Jesus te leef en so saam met die Here te leef, is feesvieringe. Vandag word feesvieringe ook bekend, ook genoem ook as 'n geestelike praktyk. 'n Geestelike praktyk is iets wat kinders van die Here doen, waardeur ons lewens kan oopmaak, sodat die Here deur sy genade, sy werk wat hy graag wil doen in ons lewens, dat hy dit kan kom doen, tot voordeel van ander. So, feesvieringe was vir jare 'n groot geestelike praktyk in die kerk gewees. En ek dink nogal vandag is dit een van die mees verwaarloosde geestelike praktyke in die kerk. Iets wat ons regtig verwaarloos. Wat is die praktyk van feesvieringe? Feesviering gebeur wanneer kinders van die Here kom, by mekaar kom. God se mense. Dis nou die mense wat jou reis met God deel. Ons kom by mekaar en ons eet en ons eet en ons eet en ons is net bly. Dis
feesvieringe. En ek kry op 'n gereelde basis geleentheid, uitnodigings om by van julle te gaan eet. En ek het agtergekom die meeste van julle maak vreeslik lekker kos. En ek hoop nogal regtig hierdie gebruik van die uitnodiging om by julle te kom eet. Hou aan, hou nie op nie. Maar kinders van die Here, feesvieringe wat net by mekaar kom om te eet, lekker te eet. En dan praat hulle met mekaar oor die goedheid van die Here, sy liefde in ons lewens. As jy jou Bybel nog daar by jou het, Deuteronomium 14, so 'n wonderlike teksgedeelte wat my so aangegryp het in hierdie afgelope week. Dit is die gedeelte waar die Here praat met sy kinders oor die gee van tiendes. Tiendes het hy juis ingestel, want hy het agtergekom, sy kinders se vuiste is so, hulle hande is so toe. En die Here wou graag gehad het dat hulle hande moet oop wees. En daarom het hy die tiendes ingestel, sodat hulle ook in die tweede plek kan ontdek van dit wat ek het om te gee. Daar is nog baie waarvandaan dit kom. Hulle moes hulle self herinner deur die gee van tiendes dat die God wat ons aan behoort is 'n God wie se hande oop is om te gee. En daarom het hy die tiendes ingestel. Maar dan so treffend, dan kom die Here en hy sê op 'n stadium, maar as hierdie tiendes van julle, as dit nou so 'n bietjie swaar is vir julle om te bring as 'n tiende offer, as dit te swaar, dit is miskien 'n baie groot bees of 'n bul of 'n ton graan of mielies wat julle wil bring as 'n tiende van dit wat julle ontvang het in elk geval by die Here. As dit te swaar is, sê die Here, sit dit om in geld op die bord, Deuteronomium 14 vers 25. Hy sê julle kan dit aanvat, daai tiendes wat te swaar is om te bring, dan kan jy dit omsit in geld. Jy moet dan die geld vat en dan moet jy met die geld koop net wat jy wil. Of enige iets anders wat jy wil hê. Dan moet jy en jou familie dit daar in die teenwoordigheid van die Here jou God eet en bly wees. En as jy jou Bybel dan oop en dan sien jy net daarna kom die Here en hy sê, gaan dan ook en daai eenkant mense, daai mense wat alleen is, trek hulle nader en bring hulle saam met jou bymekaar en eet. Julle mooi gesien, net wat julle wil hê, wat vir julle lekker is om te eet. Eet dit dan in die teenwoordigheid van die Here. En dit is die geestelike praktyk van feesviering. Kinders van die Here kom bymekaar en hulle eet net lekker. En dan praat hulle oor die goedheid van die Here. Sy seëninge in ons lewens, waaroor ons so kan bly wees. Sy liefde, wat ons elke dag ervaar. Feesvieringe. Net met hierdie 2 verse, kry jy so 'n prentjie saam met my vanoggend, van die God wat ek en jy aanbid. Wanneer laas het 'n kerk, 'n gemeente, hier aan die einde van die jaar, wanneer ons mos die almanak beplan, en die datums omkring, en wat gaan ons alles doen in die komende jaar, wanneer laas het 'n gemeente bidend gaan sit, en sekere datums omkring, vir feesviering, waar ons as gemeente by die saam kan kom, en kan eet, en kan eet, en kan eet, en kan bly wees, en met mekaar praat oor God se goedheid in ons lewens. Net na die eerste diens het iemand na my toe gekom en gesê, maar ek moet weet dat een van die dae is 'n potjiekosdag, is ek reg? Dis 'n groot geleentheid. So ons het een van die dae 'n geleentheid, 'n geestelike praktyk van feesviering. Wanneer laas het jy as gesin, saam met jou gesin, jou familie, mense naby jou, 'n datum omkring op die almanak, wat daar hang teen die yskas se deur, en vir mekaar gesê, maar hierdie dag
gaan ons feesvier. Ons gaan eet, ons gaan koop net wat ons wil hê. En as dit pizza is en nog pizza, dan eet ons net pizza. En as dit lintsjokolade is en nog lintsjokolade en nog lintsjokolade, daai dag eet ons net wat lekker is. En ons is bly en ons praat met mekaar oor die goedheid van die Here in ons lewens. Wanneer laas het jy so 'n dag gekies vir jou gesin, vir jou huwelik? Op die bord, ek wil daarmee afsluit, die woorde ook van Dallas Willard. Hy sê, we engage in celebration when we enjoy ourselves, our life, our world in conjunction with our faith and confidence in God's greatness, beauty and goodness. Amen. Dankie Here vir u woord. Dankie dat ons lewens ook kan oopmaak vir blydskap. Dankie dat ons dit kan kies, elkeen van ons, vir 'n lewe saam met u, wat ons ook net weer ontdek het, staan in die sentrum van 'n getransformeerde lewe, daagliks saam met u. Die opstandingslewe saam met u bestaan uit blydskap. Help vir ons om dit te ontvang. En help vir ons in die derde plek om daagliks saam met u so te leef, dat u blydskap ook al meer en meer in ons lewens kan afvee. Amen. Ons gaan dan nou afsluit met ons laaste lied. Kom ons doen dit ook met die blydskap in die Here, dit wat hy vir ons gee. Juich ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Deur sy gees die wondergawe, laat hy weer die liefde sprei. En sy as die Vader en sy liefde dan die sondag maak tot kind, mag sy seun alweer gestalte in ons doen en mag julle elkeen 'n wonderlike week hê en mag die blydskap van Jesus in jou volkome wees. Mag jy saam met hom leef en mag jy ook ervaar dat hy die bron is van blydskap, dat hy jou water ook in wyn verander. Amen. Amen.